Goeienaand, welkom hier op Country Kollig. Dis weer Dinsdag aan, dis net so skuins na 8 en vandag gesels ons weer met 'n baie spesiale gas, 'n man met die naam van Colin D. Colin, goeienaand. Lekker om saam met jou te kuier hier op Country Kollig. Baie dankie vir die tyd dat jy tersyde gestel het om 'n bietjie met ons te gesels hier. Goeienaand, dankie Jimmy, en dis 'n voorreg om 'n bietjie met jou te gesels. 'n Man wat groot voetspore in die musiekbedryf stap. Daar's hy. Colin, baie dankie. Hoor hierso man. Kom ons begin by die begin. Colin D, waar het jy groot geword? Waar was jy gewees in hierdie wonderlike ou RSA van ons? Jimmy, ek is gebore in Vereniging. Jy weet waar ek gebore is, hierso. Ek het al die jare skool gegaan hierso op Laerskool Handhawer en toe Hoërskool Vereniging. Begin besigheid doen hier in Vereniging, so ek werk voltyds nog steeds. Ek is nog nie so bevoorreg om net musiek te doen nie. Ek het so 23 jaar terug het ek in die musiekwêreld ingetree en toe het hoe kan ek sê, die vermaaklikheidswêreld bietjie stil geraak en ek het ernstig besig geraak. En toe het ek so 'n jaar terug, miskien 6 maande terug, het ek besluit om weer te begin ernstig in die musiek in te gaan. En toe het ek 'n nuwe album vrygestel, 21 Year Gold, wat 21 jaar van my liedjies op het, verskeie nommer 1's op verskeie radiostasies gebruik. En toe het ek ook weer begin met 'n nuwe liedjie wat getiteld is This You Must Know, wat vir my baie goed gedoen het. Ja. Colin, kom ons gaan terug. Jy sê laerskool was jy, wat was dit? Handhawer het jy gesê, nie? Handhawer, ja. Ja, en dit was in vereniging gewees. Dis korrek, ja. Nou ja, kom ons begin daarso. Was daar enige musikale aangetrokkenheid toe jy nog op laerskool was, koor gesing, I Stayed Fit, daai klas van ding, het jy daai klas van goed gedoen of was dit nooit regtig iets wat jy gedoen het nie, of was jy meer sportiewe tipe mens, meer ander aktiwiteite beoefen as 'n jongeling? Hoe die lewe vir jou geloop dan? Ek dink op baie stadium het niemand wou graag sing nie, want jy was bang geweest. Ja, so ek absoluut. het maar meer 'n sportman geweest en sulke goed. Okay. En ek wou nie eens nie koor sing nie, ek was te skaam geweest. Ja, dit was maar almal, nee. Ek meen jy's half geforseer om 'n ding te doen wat jy glad nie wou doen nie en dan moet ek saam met jou stem. Sê gou vir my, sport het jy gedoen? Wat se sport spesifiek? Maar enige sport, van cricket, rugby, ja. Okay. Ek het in die hoërskool ook provinsiaal rugby gespeel en toe later provinsiaal vir Valdriehoek gespeel. En ek het die sport gogga baie stadium met my gebyt en jy kan nie glo nie, eendag, ek was al lank klaar met skool gewees, toe kom ek by die huis, toe sê ek vir my ma, ek gaan begin sing. Sommer net so uit die blou tyd. Ja, net so uit die blou tyd. Ja, nou sê gou vir my die rugby, wat se posisie het jy gespeel? Ek het hakker gespeel. Hakker? Genade. Ja, ek was in 'n scrum. Yes, today. Okay, nou maar toe. Okay, so jy het laerskool het jy begin ernstig speel. Ek neem aan jy was eerste span gewees, aangesien jy nou klaar gesê het jy was provinsiaal gewees. Was rugby maar nog altyd jou liefde gewees bo enige ander sport? Jy sê jy het cricket ook gedoen. Was jy lief daarvoor gewees? Ja, die rugby was vir my altyd baie belangrik gewees. Die rugby was altyd lekker en ek het dit altyd geniet. Okay, alright. Ekskuus, ek het nie pointers nou weggebreek aan. Nee, dit is als reg, daar is jy weer terug. Okay, so rugby was nog altyd die ding gewees. Nou, enige ander aktiwiteite as in laerskool. Ek meen, is jy iemand wat lief was vir visvang en daai klas van ding of nie regtig nie? Ja, baie, Jimmy, ek hou baie van visvang. Ek hou daarvan om selfs rivier te vang en ook seevis vang is vir my baie, jy weet, vir 'n ontspanning. Ja, selfs vandag nog, dan ek geniet dit om al langs die rivier te sit en bietjie gaan kop skoon maak, weet. Okay, alright, okay, nou maar toe. En okay, dis net vir die pret daarvan. Ek neem aan dis nou nie riviervis is ons nou nie regtig 'n vis wat jy, dis so 'n tipe van 'n catch and release soos hulle in die Engelse taal sal sê. Dit is maar net vir die pret. Ja, dis nie 'n vis wat jy geëet nie. Jy probeer maar vinniger vis vang as wat jou ys smelt, jy weet. Dit is mos maar. Is jy van daai? Okay, ja, wonderlik. Colin, sê gou vir my, toe jy nou hoërskool toe beweeg, jy het gesê dit was vereniging hoër gewees, dis waar jy op skool was, en natuurlik was dit rugby gewees, het jy cricket ook beoefen in hoërskool, enige ander sporte ook, of was dit maar die twee gewees? Ek het cricket gespeel ook, maar nie so ernstig soos die rugby nie, en dis snaaks, later hoe ouer 'n ou raak, het 'n ou begin besef, jy weet, jy moet nou keuses maak. En en toe het ek maar die sport bietjie begin een kant toe skuif en ander besluite gemaak en goed. Okay.
Okay. En hoërskool prefek? Was dit iets wat jy gedoen het of was jy te stout daarvoor gewees? Jy sal nie glo nie, ek was onderhoofseun op laerskool gewees en prefek op hoërskool, maar net vir 'n rukkie. Net vir 'n rukkie. Net vir 'n rukkie. Okay. Alright. Okay, wonderlik. En toe is jy nou klaar natuurlik nou met skool en toe jy nou het jy toe dadelik in die besigheidswêreld ingetree na skool of het jy nou maar eers 'n bietjie jy weet 'n bietjie voelers uitgesteek en gekyk wat daar is wat jy graag wil doen? Jy weet Jimmy, snaaks genoeg, ons ouetjies was nog op 'n stadium wat jy in die skool al moet begin werk om 'n inkomste te verdien. Ons maar swaar groot geword, jy weet. Ja. En so ek het nie regtig tyd gehad om 'n bietjie 'n gap jaar te kon vat nie. Ek moes dadelik begin werk en toe het ek begin in die versekeringswêreld. Ag en toe het ek maar so aangegaan en tot op die ouene van die dag. Vandag werk ek nog steeds. Ek wag vir die lotto Woensdae en Vrydag. Maar hy wil nie kom nie. Hy wil nie kom nie. Okay. Alright. Nou Colin, sê gou vir my en ek vra altyd vir die kunstenaars met wie ek gesels, daar 'n paar vragies, jy weet, soos byvoorbeeld bos of see? Waar lê jou hart? See. Absoluut see. Ja. Spesifieke plek? So Umsloutie, daar by die Noordkus. Dis vir my lekker. Okay, so jy's meer KwaZulu-Natal se kant toe. Okay. Enige rede hoekom dit daarso is en nie byvoorbeeld sê maar die Wes-Kaap of so iets is nie? Daar by Hermanus of daai plek. Die Wes-Kaap is mooi daar Paternoster se kant, daai kant's baie mooi, maar ek hou van die Noordkus. Dis vir my lekker, die klimaat en alles is vir my lekker daar. Humiditeit en goeters is nie iets wat jou onderkry daar nie. Nee, dit pla vir my nie. Okay, alright, okay. So so obviously as ek jou nou sou vra, nou as Colin D nou 'n week of 2 weke vakansie wil vat, waar is daai plek waar jy op jou gelukkigste sal wees in daai tyd wat jy nou bietjie afvat en net 'n bietjie gaan rus en ontspan? Ja, Umsloutie, definitief. Definitief Umsloutie, so jy bly nog steeds daar. Dis my plek daai. Is dit jou plek? Okay. Okay. Alright. En nog 'n ding Colin, nog 'n vraagie wat ek maar altyd nog vra is, as dit kom by kosse, en ek sê altyd, kom ons skuif braaivleis een kant toe. Ons maak asof ons hom nie ken nie. Wat is daai comfort food van jou, daai go-to kos, daai kos wat jy nou sê, man, hierdie is mos nou 'n bord kos of dit gaan ek nou geniet. Wat is daai spesiale dis wat jou baie gelukkig sal maak? Jimmy, ek is maar 'n butter chicken man. Jy weet, dit kan warm of koud wees. 'n Lekker butter chicken en rys is altyd lekker. Okay. En ek neem aan jy is natuurlik ook lief vir braai. Ja, nee, kyk, braai dis mos maar ons trots. Tradisioneel is dit nie. Dis maar in jou DNA. Ja, maar dit snaaks hoe ouer jy raak, hoe minder vleis jy, dan wil jy nie meer vleis hê nie, joh. Dit raak al hoe erger, maar jy braai. Al hoe erger, al hoe dierder, nie? Dis net so. Ja. Colin, jy het natuurlik, ek neem aan jy het al die land 'n bietjie al deurgetoer. Wat se ander plekke staan vir jou uit? As jy nou nie Umsloutie toe gaan nie. Ja, ek weet jy het nou gepraat van Paternoster. Is daar enige spesifieke rede hoekom die Weskus genoem is? Wat trek jou van die Weskus of wat maak hom so uniek? Ja, ek dink die Weskus is maar foto mooi, Jimmy. Jy weet, die Weskus, al die plekke daar sien. Ja, en jy weet, jy nou lekker seekos wil eet en al sulke goed. Ek meen, Suid-Afrika het eintlik van die mooiste plekke. Jy weet wat ons net min besoek, maar is 'n lieflike land. Ja, en ek moet jou nou vra, jy was in die Weskus, bokkoms? Ja, nee, definitief. Ek het hom geëet. Nee, ek het hom geëet. En jy's lief vir hom? Jy kan hom net nie baie eet op 'n slag nie, maar hy's lekker. Kyk, as jy gewoond is aan brood en fish-paste, dan kan jy bokkom ook eet. Fish-paste. Daar sê, dit was nou so. Dit is so. Okay, Colin, nou ja, daar sê, ons gaan, as ons terugkom, gaan ons 'n bietjie gesels oor jou musiekloopbaan. Ek wil jou net gou vinnig vra voordat ons aanbeweeg. Was jy al oor see gewees by verskeie plekke? Ek was al in Parys, maar Parys tel seker nie oor see nie, want dit is mos net hier in die Vrystaat. Maar verder okay, so dit is die naaste wat jy oor see gekom het was Parys nie. Ja, nee, ek is nog aan die kant die Vaalrivier. Ja, nee, glad nie. Jy was nog nie oor see. Is daar dalk 'n plek wat jy bitter graag eendag sou wil gaan kuier? Of as jy nou die fondse en die goeders het en jy sê, right, nou gaan ek soontoe, want dit is nog wel altyd waarna toe ek wou gaan.
Ek dink die plek wat uitstaan vir 'n musikant is natuurlik Nashville, Tennessee. Jy weet, ek dink dit is elke ou se droom om daar te kan uitkom, net in daai pubs te gaan sing, jy weet, net om jouself, ek dink dit sal great wees. Ja, en natuurlik 'n optrede daar by die Grand Ole Opry sal natuurlik ook nie te sleg afgaan nie. Ja. Dit sal nice wees. Ja. Jy het nie dalk 'n kontak daar nie. Ek ken mense wat in Nashville gaan kuier en goed as so, ja. Maar daar's hy. Sê gou vir my, Colin, jy het natuurlik, is jy getroud? Ja, nee, ek is getroud. Familieman, kinders, alles? Nee, ek het alles net in plek. Daar's hy. En hoe lank is jy nou getroud, Colin? Maar ek is nou getroud vir 6 jaar. 6 jaar. Is nog geen lang tyd. Het dit my lewenslang tyd gevat om die regte vrou te kry. Ja. So ek was daarom 12 keer voorheen getroud, maar ek het nou die regte een. Ja, daar's hy. En jy's doodgelukkig. Nee, ek's nou baie doodgelukkig. Daar's hy. Wonderlik. Colin, ons gaan nou met jou verder gesels oor jou musiekloop. Baie dankie vir die agtergrond wat jy natuurlik vir ons deurgegee het. Dit was natuurlik Colin D gewees net na die breek. Ons gaan net gou 'n bietjie van sy musiek luister, dan kan ons terugkom en ons gaan 'n bietjie meer met Colin gesels oor sy musiekloopbaan. So moenie weggaan nie. Dis Country Kollig net hierso op VCR TV in jou taal. En daar is ons weer terug hierso op Country Kollig en ons kuier weer lekker saam met Colin D, 'n man daar van verenigings se wêreld af, daar in die Valdriehoek. Ons gaan 'n bietjie meer gesels nou oor Colin se musiekloopbaan. Colin, ek weet jy het nou vroeër het jy nou 'n bietjie gepraat, net so liggies daaraan geraak, maar waar het daai gogga jou gebyt vir die musiek? Waar het daai inspirering gekom? Waarvan af het dit gekom? Waar jy nou besluit het, hoor hierso, dit is nou musiek. Jy weet, Jimmy, elke kunstenaar sê altyd hy span van kleins af is die musiek in sy bloed en so aan. En ek kom ook daarvan af. Jy weet, ek het as kind, het my ouers saamgekom nog haampies hywen en hulle het altyd by mekaar gekom en musiek gemaak en so het ek baie van die groot sterre ontmoet en wat kom kuier het op 'n Sondag en sulke goed. En so ja, ek het musiek was van kinds af, was dit in my bloed gewees en ek het daarvan gehou, jy weet. En ek het altyd toe begin luister na 'n spesifieke kunstenaar en gesê, "Yes, eendag as ek groot is." Ag, en toe eendag toe gebeur het en hy is toe oorlede en ek sê, toe weet jy wat, die musiek kan nie stil raak nie, ek moet aangaan met sy musiek en ek maak toe 'n belofte en sê ek sal elke keer op een van whatever ek opneem of sing, sal ek elke keer at least 2 of 3 van sy liedjies doen, sodat die legacy kan aanhou, jy weet. Nou sê gou vir my, jy het nou gepraat van Sondag wat julle bymekaar kom en dan word daar musiek gespeel en musiek gemaak. Waarna verwys jy as jy dit vir ons sê? Ja, so dit was maar altyd net so 'n kuier saam met mekaar en dan haal elke ou instrument uit en begin saam sing. En ek praat nou van ouens soos oom Lance James en Tommy Dell en daai ouens wat ons was huisvriende te wees, jy weet, so. En ek het altyd gesê, as ons so by mekaar kom, dan luister ons maar die musiek en almal sing saam en sulke goed. Jy kruip daar agter die bank weg want jy's bang vir die ouens met die harde stemme. Ek moet Matt Hurter het altyd om dood gelag. So ja, dit is maar waar ek vandaan kom. Nou as jy nou natuurlik, en dit is dit waar die inspirasie ook vir jou begin het? Ja, dit het beslis. Okay, en jy het nog altyd, soos jy gesê het, eendag is eendag. As die tyd reg is, dan gaan ek begin. Ja, jy weet, Jimmy, ek was in Sabie gewees en toe hierdie spesifieke persoon toe oorlede is en ek het dit toe baie hard gevat en het ek afgekom hier en toe na my maale toe en goed en toe gesê, Jessie, maar ons kan nie, jy weet, ek wil nou nie bekend maak wie's dit nie, dit is irrelevant want mense is gou geneig om te judge, jy weet so. En omdat my ma se broer was, het ek toe gesê, weet jy wat, ek gaan begin met die musiek en ek gaan dit verder vat en ek poog vandag nog daar. Ja. Nou, as jy terugkyk, hoe het jou opvoeding en jou vroeë lewe in vereniging die kunstenaar en uitvoerder gevorm wat jy nou vandag is? Ek weet jy het nou gepraat van daai byeenkomste wat jy gehad het Sondag saam met van die groot country sterre wat ons almal natuurlik ken en op verlief geraak het en hulle stories geluister deur hulle liedjies. Maar dink jy jou vroeë lewe was nou maar daai byeenkomste is iets wat jy maar basies half jy weet, dit was die inspirasie gewees natuurlik. Daai byeenkomste en dit is mos maar iets wat 'n mens nie sommer vergeet as jy so groot word nie, is dit?
Beslis, Jimmy, en jy weet, die wonderlike ding daarvan is, jy was betrokke by dit. So dit is nie 'n ding van jy sit 'n CD op en jy luister na iemand se stem of so nie, dit was lewendig, jy weet, en dit het jou elke keer het jy uitgesien na sulke goede. Ag, en later het ons begin shows saam doen, en vandag is ek bevoorreg, Lance James se promotor, byvoorbeeld Mara van der Berg is ook my promotor. So, saam met die legendes wat ek groot geword het, deel ek vandag op 'n hoog, wat lekker is. Ja. En jy het natuurlik in 2003, beskryf jy, was daar 'n lewensveranderende keerpunt in jou lewe gewees. Kan jy deel wat daardie oomblik persoonlik en geestelik vir jou beteken het? Ja, Jimmy, dit is toe ek nou ernstig begin met die musiek en sê ek gaan 'n eerste CD uitbring. Jy weet, 'n ou moet deur daar's soveel, hoe kan ek sê, ek wil nou soos jy Engelsman praat nie, maar daar's soveel voor- en nadele, want mense sê, maar jy wil nou begin sing, maar jy het nooit gesing nie. Maar hulle ken nie eintlik die verhaal agter die hele storie nie. En toe in 2003 het ek my debuutalbum gemaak, en soos ek sê, op daai stadium het ek gevoel, dit is nodig, jy weet, en dit het my hele lewe omvergegooi, want toe het nou begin shows doen, en begin rond beweeg, en jy weet, maar onder begin. Tot op 'n punt waar ek 'n hoogte bereik het, en toe het ek besluit, ek wil nie deel wees van politiek nie, en toe klim ek uit die musiekbedryf uit, maar die musiekbedryf was nog altyd in my bloed gewees. Ek het nog altyd daarvan gehou. Ja, hoe het jy dit gebalanseer met jou werk? Ek meen, as 'n besigheidsman, hoe dit, want ek vind dit altyd interessant, want dit kan 'n besige skedule raak, as jy al twee probeer, jy weet, handhaaf. Ek dink die manier om dit te hanteer is maar soos wat jy jou huwelik hanteer. Jy weet, musiek en 'n huwelik loop baie hand aan hand. Want jy kan jou vrou saamvat na 'n show toe en dan kan jy op pad terug huis toe beklei, jy weet. So. Ja, natuurlik, nee, ek hoor. Ek dink die voordeel is dat die besigheidkant en die musiekkant was gebalanseer gewees. Ek het geweet, as ek werk, moet dit nie interfereer nie. As ek my musiek doen, dan is dit op sy eie, jy weet. En dit is maar so vandag ook. Ja. Jou debuutalbum We Remember, vertel vir ons 'n bietjie van daai, want dit is 'n pragtige album gewees. Dankie Jimmy. Ek het dit het alles gegaan oor die musiek. In my heel eerste serie het ek na 'n persoon toe gegaan met die naam van Sias de Kok. En hy het vir my gesê, weet jy wat, kom ek neem jou op, kyk ons hoe gaan dit. En toe het ons 'n liedjie geskryf daar ek en my ma met die getiteld Bless We Love You. En toe het ons die liedjie uitgebring en ek het gesê, jy weet, dit gaan basies daarop neer om te sê, jy gaan altyd onthou, we remember. Ja. En toe gaan ek ook, don't forget to remember, en daai goed daar opgesit, jy weet, Bless We Love You, en so voort. Ja, en dit was nou natuurlik met Ma Bessie gewees. Dis korrek, ja, dit is 100%. Ja. En jou musiek meng natuurlik klassieke country klanke met so titseltjie moderne, amper so 'n tipe van 'n nuwe tradisioneel. Hoe balanseer jy daai tradisie en hoe relevant dink jy is dit om daai tradisionele country klanke te behou? Ja, ek dink dit beteken baie, Jimmy. Jy weet, jy kan nie gaan en dan groot word op iets en dan as jy nou begin, dan gooi jy dit weg. Dit is die tipe musiekstyl wat ek geken het. Ja. Ek is nie 'n sokkie-bokkie en 'n six-pack man, jy weet, wat rondloop en sulke goed sing. En dit is moeilik baie keer, want die country genre is meer vir die, hoe kan ek sê, ek sal nie sê vir die, maar dit is meer vir ouer garde. Dis mense wat 'n liefde met dit vind, jy weet, en dit kom al vir jare. Dan raak dit moeilik, want nou moet jy begin bietjie lewendiger goed sing, maar dis nie regtig jou styl nie. So ek glo ek is 'n minnesanger en ek probeer die country kant daarvan hou. En dit is tog waar wat jy nou sê, want ek meen as jy nou en kom ons vat popmusiek byvoorbeeld. Kyk, ek was baie lief vir die 80se musiek en dit was die era gewees volgens my wat popmusiek aanbetref was die 80s gewees. Maar dit was altyd musiek wat jy kon geluister het. Die woorde kon jy gehoor het, jy kon saam gesing het. Vandag is dit 'n bietjie, ek weet nie, dit is so mengelmoes van jy probeer vind wat probeer hulle nou eintlik sê daar, so jy kan nie lekker die klanke hoor nie, jy kan nie die woorde hoor nie, dit is maar ek dink tog dit is belangrik, veral met country musiek, om nog steeds daai en ek dink dit is wat nuwe tradisionele country is. Dit is nog steeds die ou styl met nuwe produksieklanke, as jy verstaan wat ek bedoel.
So hulle probeer dit, 100%. maar daai tradisionele country moet nog altyd, hy moet daar wees, want dit is tog country op die einde van die dag. Ja, nee, dis 'n feit, Jimmy, ek stem 100% saam met jou. Nou jy het verskeie nommer 1 treffers en natuurlik gesogte toekennings ook al ingepalm, insluitend die nuwe country liedjie van die jaar wat jy ook gewen het. Hoe het dit jou reis beïnvloed en daai erkenning? Wat beteken daai erkennings vir jou? Dit is mos iets wat mense altyd laat goed voel. Jy weet, Jimmy, ons het altyd maar trots en jy dink altyd vir jouself, jy stel vir jouself 'n standaard wat jy wil volgens hou. Ja. En ek het nooit ingeskryf in enige kompetisies of in enige goed nie. En toe het ek net eendag gekom, toe sê 'n persoonlike vriend van my, toe sê hy vir my, wil jy nie inskryf vir 'n toekenning nie? Toe sê ek is so bang om in te skryf vir 'n toekenning want 'n ou word gejudge. Ja. En die probleem is, toe moes ek ook maar baie moed by mekaar skraap en goed, toe het ek ingeskryf die eerste keer vir so 'n toekenning. Ek het voorheen toekennings ontvang, maar toe het ek nou ingeskryf vir 'n toekenning en toe was dit nou die Here se wil dat ek dit ontvang het. En ek is dankbaar daarvoor en dit maak 'n verskil. Hoe goed word raak gesien. Jy weet, Ja. dis nie almal van ons wat gespeel word en raak gesien word en op die radiostasies kan kom hê. Ja, absoluut. En ek dink tot vandag toe, en ek meen dit is hoekom ons op die einde van die dag ook hierdie platform geskep het, is om die plaaslike country sterre 'n bietjie 'n platform te gee waarvan af hulle kan werk en vir hulle 'n bietjie ligtheid te gee en hulle bekend te stel aan Suid-Afrika. Jy weet, want ek verwys altyd as ek praat met die country kunstenaars, ek verwys altyd na die goue era van country was natuurlik ook hierso in die 70s en 80er jare. En ek praat nou van die groot legendes in die country musiekbedryf waarmee jy nou ook groot geword het as 'n jongeling. En dit was vir my altyd die goue, en dit is asof van daai tyd af daar so halwe leemte was in die country bedryf, en ek dink dit is as gevolg van die feit dat popmusiek en Afrikaanse tradisionele musiek het nou weer beginne voete vind, en maar nou is dit asof country nou weer 'n terugkeer maak en weer nou beginne jy weet, geanker word in mense se voorkeur as dit kom by musiek luister hier in Suid-Afrika. Ja, dis feite daai, Jimmy, en jy weet wat is die hartseer ding as ons nie nou gaan inspring nie. Jy weet, ons sit nou met country legendes. En die vraag is, wie gaan die country legendes se plek vat as hulle nie meer daar is nie? Ja, So as ons nie nou gaan inspring in daai tipe musiek, yes, well done, Afrikaans bly trots. Die liedjies wat uitkom is baie mooi, ek het niks teen dit nie, maar daai country musiek wat daai ouetjie self luister, dit is dit wat moet voortleef, jy weet. En tog, en as ek nou verwys na die Afrikaans, daar is soveel Afrikaanse sangers en sangeres wat nog steeds country musiek in hulle albums inbring. So daai liefde vir country is in hulle ook, en ek glo soos met jou en enige een van ons wat lief is vir country musiek, ons het groot geword met daai musiek, en al is jy 'n groot Afrikaanse country liedjie skrywer en 'n sanger, wil jy nog steeds daai bietjie country nog steeds inbring, want dit is tog iets wat jy mee groot geword het, en jy wil jouself geassosieer wees met daai country klanke. Ja, nee, 100%. Nee, dit is, ek stem saam met jou. En die ding is, jy kan maar gaan kyk. Jy weet, ek byvoorbeeld maak altyd 'n grap en sê ek as jy nou KwaZulu-Natal toe gaan, dan dink jy gaan nou 'n sekere nasie kry wat nou musiek luister daar. Maar hulle is die eerste ouens wat vir jou sê, "Hey bro, can you sing The Gambler?" Ja, So jy dit is- sien. Dit is altyd staan, ja. Ja, kyk, country is maar almal se daar's altyd. Dit is amper soos die Vrystaat in rugby. Dis maar almal se tweede span as dit nie jou eerste is nie. Verstaan jy wat ek bedoel? En so is dit met country musiek. Dis nie noodwendig almal se voorkeur nie, maar almal geniet dit en almal kan dit saam sing. En dit is wat country musiek is, want dit is op die einde van die dag dit gaan oor stories. Jy vertel mos nou 'n storie en mense luister daarna, en dis 'n groot aantrekkingskrag en 'n trekpleister vir baie mense wat lief is vir musiek en verskeie genres. Country gaan nog altyd daarbo wees. Beslis. Ja. Nou, Ek het so rukkie terug, sorry om jou in die rede te val, Ja, so alles reg. week op terug het ek met 'n bekende kunstenares gepraat wat gesê het sy's nou besig met Stormloop album. Toe vra sy vir my, stel ek belang om op die country, sy gaan op die country album dieselfde doen. Toe sê ek, ja, dit sal nou 'n voorreg wees solank die country vooruit gaan. Jy weet, dit sal nice wees. Ja. Nou, Colin, jy het nou natuurlik, soos ons al vroeër gehoor het, jy het groot geword met van die grootes in Suid-Afrikaanse musiek. Jy het al opgetree saam met hulle. Jy weet, Unita Du Plessis en Lance James, Prime Circle en ander.
En hoe voel jy daai optredes en daai samewerking wat jy saam met hulle gehad het, jou geleer in die bedryf en vir jouself, wat het dit vir jou beteken as sanger vir jouself? Ja, dit het vir my baie gehelp, Jimmy. Jy weet, ek het weer eens net besef, die resep tot enige iets, maak nie saak wat jy doen nie, is nederigheid. Jy moet nederig bly. Jy's nooit te groot nie, want môre kom jy saam met iemand daarso en jy weet, jy moet nie windgat raak nie. Ekskuus vir my, maar dit is dit is wat dit is, ja. Praat reguit. Jy moet nie windgat raak nie, jy moet nederig bly. Jou tyd sal kom, maak nie saak wat nie. Ja. Nou meer as 2 dekades in musiek en 'n merkwaardige mylpaal. Wat beskou jy tot dusver is vir jou grootste en mees professionele prestasie wat jy al behaal het tot dusver? Jimmy, ek dink ek het nou op 'n punt bereik, soos wat hulle sal sê, wat ek mature het. Ek weet nou presies wat ek wil doen in die musiekbedryf. Okay. En ek dink vir die laaste 6 maande het ek my voete gevind en ek weet nou ek wil my vasmaak in dit wat ek nou doen. Jy weet, ek is nou op 'n stadium, I've tried it all, I've tested it. Ek het nou probeer om ander goed te doen, maar ek weet nog steeds my belades en goed werk vir my en ek sal bly daarbey. Ja. Sê gou vir my, die liedjies skryf, is dit iets wat jy self doen of is daar maar mense wat vir jou die liedjies skryf? Jy weet, ek het vir 21 jaar het ek albums uitgebring en sulke goed wat ek dink ek het 1 liedjie geskryf, maar ek het nooit belang gestel in dit nie, tot wanneer ek nou besef het dat 'n oorspronklike liedjie werk baie beter, want jy sing 'n liedjie wat, soos vir die Engelsman sal sê, 'n cover version. En dan wil die mense vergelyk. Jy probeer nie soos Neil Diamond klink nie, maar hulle wil sê, Neil Diamond doen daai liedjie baie beter. Waar as jy 'n oorspronklike liedjie uitbring, dan werk dit vir jou. En ek is bevoorreg om Frank van Doorn, hy het vir my 'n liedjie geskryf, This You Must Know. En ek dink ek en hy sal nou 'n pad saam stap, want hy verstaan my. Hy verstaan wat ek van hou. Jy weet, so ja. Ja. Nou jy het ook in 2004 het jy 'n album uitgebring, Precious Lord. Wat natuurlik diep dankbaarheid en jou geloof weerspieël in daai spesifieke album. Hoe het daai geloof en kreatiewe proses jou loopbaan keuses ook gevorm? Want ek meen dit is tog 'n baie belangrike aspek van enige persoon, is dit nie? Seker die belangrikste. Ja. Ek dink dis die diep kant van jou. Jy weet, 'n ou kom altyd en jy sê, "Yes, ek het dit gedoen en ek het dit gedoen en ek het dat gedoen." Tot die dag wat jy besef dat die Here het die talent vir jou gegee en is tyd om terug te gee. Absoluut. Jy weet, ek is 'n groot Christen self en ek het ook al foute gemaak om my lewe wat die Here vergewe het. En as die Here jou kan vergewe, dan hoekom worry jy oor ander goede? Jy weet, ek meen ons almal het geraamtes in die kas. Maar wat ek sê, en ek het nou weer 'n liedjie uitgebring wat getiteld Help Me, wat ook weer eens te doen is met die gospel. En ek voel, die dag as ek moeg raak en ek's moedeloos en ek weet nie wat ek kan doen nie, daai is my go-to liedjie, want ek gaan luister om Help Me, waar hy sê, I'm on my knees, jy weet, help me Lord. So dit is op die einde van die dag, al die talent en alles wat ek ontvang het, kom van die Here af, en dit is hoe ek kan teruggee. Nou sê gou vir my, wat se ingesteldheid help jou om, jy weet, as jy nou praat nou van die gospelmusiek, daai spesiale, daai emosionele, kragtige optredes wat jy natuurlik lewer, wanneer jy ateljee binne gaan, of as jy op die verhoog stap. Wat dink jy, wat help jou om daai emosionele aspek van 'n liedjie so uit te dra na die mense toe? Want ek meen op die einde van die dag, hoekom ek dit vra is, want baie keer as jy by 'n ateljee instap, dan sing jy 'n liedjie en jy sing hom oor en oor en oor en oor. Maar tog, jy weet, daai emosionele boodskap moet nog steeds hy moet nog steeds treffend wees, al het jy hom nou 50 keer na mekaar gesing. Vind jy dit is 'n moeilike ding om te handhaaf of is dit maar iets wat maar nog altyd vir jou 'n maklike ding is om te doen? Ek dink die lekker ding daarvan is as ek in die studio instap, het ek klaar gevoel met daai liedjie. Gewoonlik as ek opneem aan spot hulle en sê hulle, "Jessie, maar jy neem sommer 'n CD in 'n dag op." En sê ek, "Ja, maar hoekom?" Ek sê ek het daai emosionele verbintenis uit tot daai liedjie. Dit is vir my soos 'n live lesson waarvan ek praat. En ek kom terug wat jy vroeër gesê het, jy weet, die country musiek is 'n lewenstyl en dit is 'n lewensles wat hy van praat.
Dis nie net 'n gewone liedjie nie. Dit is baie meer te doen as net daai liedjie. Nou Colin, jy het ook jy het ander genres ook, is nie net country nie. Nee, ek doen nou maar, ek probeer maar ietsie van alles doen. Jy weet, 'n ou kom by 'n plek en dan moet jy 'n dans hou, dan moet jy kan enige iets sing, jy moet kan dansmusiek en ek sê altyd, dit is wat die verskil maak van 'n kwaliteit kunstenaar en 'n kunstenaar wat nie hard oefen nie. Ek kan nie sê daar's 'n slegte kunstenaar, moenie my verkeerd verstaan nie, maar 'n kunstenaar wat nie baie oefen nie. Want 'n kwaliteit kunstenaar kan jy vir hom sê sing hy liedjie vir my en hy trek weg en hy sing hom. Maar nie almal kan dit doen nie. So ek kom al baie keer en sê ek vir die ouens, hoor hierso, as jy 'n liedjie wil hê, skryf dit vir my op 'n R200 noot en dan as ek hom kan doen, dan sal ek vir jou resep gee. So net vir die grap af maar ek kan jy weet met enige iets te doen kry. Ekskuus, maar dis nou oproepe wat hier inkom. Ek kan met enige iets te doen kry en ek kan enige liedjie sing, dis nie vir my 'n probleem nie. Ja. En hoe besluit jy watter stories of emosies jou volgende musiek gaan wees of jou volgende liedjie gaan wees? En sing jy graag oor lewensverhale, oor wat met jou gebeur het in jou lewe of is dit nou maar is jy net baie lief daarvoor om nou maar, jy weet, sommer net te sing? Ek meen, waar kom die inspirasie vandaan is eintlik wat ek nou wil vra vir jou volgende liedjie? Jy weet Jimmy, die lekker ding is as ek na enige liedjie luister, sal hy dadelik met my hart praat. En as daai liedjie met my praat, dan sal ek sê ek hou van hierdie liedjie, hy het mooi woorde, want ek luister die woorde eers. Dis kom ek die country musiek doen, want jy moet elke woord kan hoor wat jy sing en jou uitspraak moet reg wees. Ja. En as jy gaan kyk na Grey Eyes You Know byvoorbeeld, wat nou my nuutste liedjie is wat ek uitgebring het, onder andere dit het gegaan oor 'n dametjie wat blou oë gehad het en toe raak sy blind. En toe, dis waar die Grey Eyes You Know vandaan gekom het. So dis 'n diep liedjie, jy weet, dit is iets wat aan jou raak. En ja, sodra daai ding met jou gesels, dan weet ek definitief, daai liedjie is my liedjie. Daar's hy. Nou kan jy vir ons net 'n onvergeetlike agter die skerm storie deel met die opname van jou onlangse projek, so Sailing Home of This You Must Know. Is daar enigiets wat vir jou uitstaan? Ja, ek dink die lagwekkendheid van alles is of die fun part agter dit is altyd die lekkerste van ek glo ek vat nie 'n liedjie en gaan luister ek hom 100 keer en dan gaan neem ek hom op en dan ek bang ek doen iets verkeerd. So ek vat die liedjie en dan neem ek hom op. En soos nou byvoorbeeld ons het 'n liedjie opgeneem en elke keer die dingse is byvoorbeeld worship, die naam is worship. En nou kom ek aan, dan sing ek heeltemal iets anders te verkeerd. En dan amper op pad huis toe, dan besef ek, maar ek het nie die woorde reg gesing nie, ek moet teruggaan en ek moet dit gaan regmaak. Niemand sê vir my, hoor hierso nou, met Grey Eyes You Know byvoorbeeld, het ek gesing, en ek sê, okay, die liedjie is klaar, maar die liedjie gaan aan, maar ek het al stil gebly. So dit is, daar is maar sulke oomblikke ook. Daar's baie sulke oomblikke wat behind the scenes is, jy weet. Colin, die 21-jarige hierdie goue album vier natuurlik meer as 2 dekades se musiek. Hoe het dit gevoel om van daai vroeë werk van jou in daardie projekte herbesoek en weer lewendig te bring? Dit is seker lekker, né, as jy nou teruggaan en jy doen dit weer van voor af. Dis lekker, maar nou luister jy met 'n kritiese oor en dink jy vir jouself, daai ding van 21 jaar terug as ek hom vandag opneem en ek het bietjie mature, gaan hy anders dit klink. Maar daar's net te veel, ek is tevrede met daai, dit wys jou hoe te ou gegroei. Jy weet om jou idee te gee, daar's van die kunstenaars wat van Suid-Afrika se beste kunstenaar. Toe hulle net begin sing het nie geklink soos toe hulle geëindig het nie. En jy kan vir jouself dink tegnologie het heeltemal verander. Met 90% van my agtergrond musiek word deur Quentin Pendle gemaak. En Quentin is blind vir die wat hom nie ken nie. En hy is uniek. Nou baie keer sê jy moet kom en vir hom sê, hoorie Quentin, jy moet bietjie minder bas daar sit want sy gehoor en jou gehoor is 'n verskil. En nou weer eens kom 'n ou terug op hierdie musiek. En ek was bevoorreg gewees, my agtergrondsangeresse en goed, het ek altyd dieselfde gehad. So nou klim ek in die studio, buiten laat my stem bietjie anders te klink, gebruik ek nog baie van my ou mense wat ek saam mee werk. Nou, This You Must Know is natuurlik ook genomineer vir die SACMAF toekenning as country, die oorspronklike liedjie van die jaar. En baie geluk.
Maar Dankie, watter Jimmy. boodskap sal jy luisteraars uit hierdie, of wat kan hulle uit hierdie liedjie uitneem? En wanneer dit nou alles plaasgevind? So dit was ek sal sê 6 maande terug het ek besluit ek soek 'n liedjie en ek het hierdie liedjie geluister en jy weet 'n ou kom deur 'n verhaal wat jy kom en jy's obviously ek's maar 6 jaar getroud en ek was ook voorheen getroud gewees en goed en eendag toe sê ek vir my vrou, sê ek vir haar hierdie spesifieke liedjie. Maak nie saak wat nie as jy na die woorde luister. Dit wat in die verlede was is verby. Ek sê en dit wat nou gebeur, dit moet jy weet. Dis hoekom hy sê this you must know. Ja. En ook in die verlede en al sulke goed. Jy weet in die musiekbedryf is dit maar 'n ander bedryf. Jy ontmoet baie mense en dis so maklik om jou hoe kan ek sê jou lewenspartner, jou maatjie wat jy mee getroud is, een kant toe te skuif en hulle voel uit. En toe besluit ek gaan hierdie liedjie vir haar opneem en sê this you must know. Ja. En hoe voel jy het die luisteraars daai liedjie ervaar? Nou sekerlik jy moes seker al terugvoer gekry het en dink jy hulle was gaan, ek meen hy is genomineer as country jy weet oorspronklike liedjie van die jaar. So dit in sigself moet vir jou baie gesê het, maar wat 'n luisteraar se aspek aan betref, hoe glo jy het dit vir hulle hoe het dit op die oor geval vir hulle? Was dit dit geniet? Ek dink hy loop goed, Jimmy, want die navraag wat ek kry, jy weet ek sou by 'n plek kom en sal die mense sê, "Joh, daai liedjie van jou doen goed, sal jy hom bietjie sing?" So ek probeer altyd om my repertoire soos as byvoorbeeld Grey Eyes You Know wat ek nou ook uit het. Die mense vra klaar vir hom so. Dis lekker as jy weet die mense hou van sulke goed. Jy weet dan vir die toekoms om op te neem. So this you must know doen vir my baie goed tot nou toe. Ja. En natuurlik jou terugkeer na lewendige optredes en dit is natuurlik almal is opgewonde daaroor, almal kan nie wag om jou dan weer in lewende lywe te sien nie. Wat kan die aanhangers van Colin D Live se vertoning vandag verwag in vergelyking met die verlede? Soos ek sê, jy weet Jimmy, ou het baie gegroei. Ek dink ek het baie gegroei en my tipe musiekkeuses het baie verander so oor die jare, jy weet. Ja. En ek hou daarvan om die hele tyd nuwe goed te probeer. Ek sê vanaand sing jy, kom ons sê in Vanderbijl. Môre aand is jy in Vereniging. Jy wil nie by dieselfde plek dieselfde liedjies sing nie, want daar's mense wat jou gaan volg en dan sê hulle, "Jesus, maar hierdie ou sing die hele tyd net 10 liedjies." So ek sit elke keer, ek het 'n repertoire van 600 liedjies oor die algemeen, Afrikaans, country, love songs, you name it, pop songs. So ek probeer 'n groot verskeidenheid doen en dit lewendig maak. Soveel as moontlik. Iemand sê nou die dag, maar jy klink beter live op stage as wat jy op jou CD klink. Ek sê van daar kan ek my keelgat skoonmaak. Op die CD moet ek gegrip word. Nou die musiekbedryf het natuurlik drasties ook verander vandat jy begin het tot waar ons vandag is. Hoe voel jy het jy aangepas by hierdie platforms en die gehoorverwagtings wat dit aanbetref? Dink jy dinge het so bietjie verander vir jou of is dit maar nog steeds vir jou dieselfde? Ons het eendag toe praat ons daaroor, toe sê ons, soos wat die tegnologie en soos wat die jare verander, moet jou musiek verander. En ek en die kunstenaar sit en gesels en hy sê ook, die liedjies wat hy gewoonlik doen, nou vra ek altyd my die vraag af, as Bless Bridges byvoorbeeld nog vandag geleef het, sou hy aangepas het met die musiek wat ons vandag doen, of sou hy gebly het op sy styl? En dit gee vir jou die antwoord van, 'n ou moet altyd aanpas, jy moet altyd nuwe dinge probeer. En as die tyd verander, jy hoef nie jou styl te verander nie, maar jy kan jou musiek verander. Ja, absoluut. Wat se raad sou jy vir kunstenaars daar buite gee, wat miskien 'n bietjie huiwerig is om hulle ware roeping te volg? Soos wat jy natuurlik ook eers gedoen het, maar wat se raad kan jy vir hulle gee? Ek meen daar is, en ek weet daar is seker 'n enorme klomp daar buite wat sê, ek wil so graag sing en ek wil jy weet, ek wil 'n musikant word maar daar's altyd mos 'n hindernis of twee in die pad of jy het net nodig om iemand jou net 'n stootjie te gee in die lewe en te sê, "Right, daar sy, gaan nou." Wat se raad sê jy vir so iemand gee? Ek sê Jimmy, op die einde van die dag gaan dit oor as jy voel jy het die talent ontvang en jy voel jy kan sing. Maak jou ore toe vir enige negatiewe mense. Ek sê nie moet blind staar aan dit nie. Dis altyd goed om na negativiteit te kyk want dit gee vir jou opbouende kritiek as jy negativiteit
opbouend draai. Ja. Maar die verskil is, daar's honderde sangers wat daar buite is wat wil begin sing. Net omdat die oom of die tannie sê, "Jessie, my kind, jy sing mooi, ek sal jou sponsor om te begin sing." Dis nie te sê jy is 'n musikant nie. Dis 'n verskriklike moeilike bedryf. Jy moet jou blind staar teen baie goed. En jy moet ook weet, laat daar skere wat jy op 'n plek kom wat niemand dalk van jou musiek gaan hou nie, maar dis hulle keuse om na dit te luister. Jy moet net nooit moed opgee nie. Hou aan. Soos, jy weet, jy kan nooit ophou aanhou nie. Dit is die beste. En bly nederig. Dit is wat ek sê, dit maak 'n groot verskil. Iemand spot nou die dag, hy sê, "Jessie, ek sien myself nie as 'n groot kunstenaar nie," maar hy sê, "Jy's so groot kunstenaar en jy dra nog speakers om my te help opslaan." Ek sê, "My oom, dis hoe ek groot geword het." Ek bly nederig. Absoluut, ja. En ek meen dit is op die einde van die dag is dit waaroor dit gaan. Is baie van die kunstenaars met wie ek gesels, dit's baie van hulle sê dieselfde ding. Hulle sê bly nederig, bly vasgeanker op die grond. Moenie dink jy's groter as musiek nie, want niemand is nie. Colin, net in slotte, as jy nou optree en jy's nou klaar met jou vertoning, wat hoop jy dat die gehore sal wegdra? Wat hoop jy is in hulle harte as hulle daar wegstap van een van Colin D se vertonings? En ek sê altyd, as ek 'n boodskap kan bring en hulle die musiek geniet, jy weet, en hulle kan regtig sê, dit was die moeite werd geweest. Al is dit 1 uit 1000 uit, dit pla my nie. Maar as daai een persoon kan kom en net, hy hoef net te koop nie, of jy weet, ons werk maar op stokkie verkope en CD verkope, maar as hy net by jou kom en sê, "Joh, dit was nou great geweest," dan loop ek weg met 'n goeie hart. Jy weet, dan voel ek dit word waardeer. Ja. Nou, Colin, jou musiek, is dit beskikbaar op verskeie platforms? Waar kan die mense dit in die hande kry? Ek het nou vir die eerste keer begin, ek het nie eens geweet van Spotify nie, Jimmy. Ek het nou eers begin goed laai op Spotify. Daai tyd was dit, jy kry die CD as jy by die vertoning kom. Vandag is daar al hierdie platforms, Reverb Nation en YouTube, en so ek probeer op hoogte hou met al hierdie goed, jy weet. Ja, okay. Alright, so, en natuurlik as mense jou nou wil bespreek, want ek neem aan omdat jy nou weer terug is, tree jy op by, ek neem aan dit is by troues as hulle jou daar wil hê, of by feeste of konserte, daai klas van ding, skole, kerke. So jy is natuurlik oop vir enige uitnodiging wat jy kry. Dis reg, Jimmy. Ja, ek sing enige plek. Ek sê nou die dag, ek het nou begin sing by die hof vir egskeidings ook. Ek vat net 1 speaker. Jy vat net 1 speaker. Colin, sê vir my, waar gaan die mense jou in die hande kry? Man, hulle kan vir my kontak op 079 718 4007. Dis my kontaknommer, dan kan hulle sommer met my direk praat. En andersins sal ek vir hulle 'n nommer gee dan as hulle my vra met jy weet, vir die een wat my besprekings behartig en sulke goed. Ja. En natuurlik Facebook en daai klas van goed, dit is nog die sosiale platforms waarin jy nog werk of wat? Ja, nee, ek is besig met daai goede. Ek probeer baie bemark en sulke goed, en ek het nou ewen met 'n TikTok account begin. Ek het daai goed nooit geken nie. Ja, kyk, ek is nou nie 'n groot liefhebber vir TikTok nie, maar hy het sy positiewe dinge soos punte ook. Ek meen vir bemarking en goeders is TikTok altyd 'n wonderlike ding om te gebruik, want maar nou ja, dit nou daar gelaat. Colin, baie dankie. Dit was so lekker geweest om jou te gesels, man. En sterkte, en dankie dat jy teruggekom het. Dankie dat jy nederig is, dankie dat jy aangaan om die country genre nog steeds aan die lewe te hou. En sterkte vorentoe. Wat kan ons nog van jou verwag? Net so vinnig gou, 'n laaste enetjie. Wat kan ons nog van Colin D verwag die toekoms in? Wat is in die pipeline? Wat is jou verwagtinge vir die toekoms? Baie dankie, Jimmy, en van my kant af wil ek net eers sê dankie vir die voorreg. Julle ouens doen 'n briljante werk. Dankie vir jou en jou span. Ek hou jou dop. Geluk met jou SACMAF toekenning. Ja, baie dankie. Dit was lekker, maar, ja. Weer eens dankie. Jy weet, ons ouens kry blootstelling wat ons nodig het. Vir my as Colin D in die toekoms, ek is besig met 'n nuwe album wat ek bymekaar sit. Die laaste ruk het 'n ou mos maar enkelsnitte uitgesit en sulke goed. Maar ek wil graag 'n nuwe album doen en daarna wil ek weer 'n gospel album doen. So dit is waartoe ek streef. Ek voel net na alles en deur die tyd wat ek is en al die drama, is dit weer tyd om dit te kan doen, om net te sê dankie dat ek nog die geleentheid het om dit te kan wees. En Colin, asseblief, as jy daai musiek het, stuur dit vir ons deur, sodat ons ook vir jou 'n bietjie ligtyd en hierdie platform kan gebruik om jou musiek 'n bietjie daar uit te kry, dat mense kan luister na Colin D se musiek en
ja, laat ons nou maar handvat en laat ons nou maar saam die pad stap. Baie dankie weer eens vir Baie dankie, hierdie Jimmy. wonderlike onderhoud en jy moet 'n wonderlike geseënde dag verder hê, geniet dit en ons hoor weer graag van jou binnekort. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie, Jimmy. Dit was aan Country Kollig hierso op VCR TV in jou taal. Ons het volgende Dinsdag, dan praat ons weer met ons volgende gaskunstenaar. So moet dit nie misloop nie. Onthou Country Kollig Dinsdae aande tussen 8 en 9. Tot dan, groete.